Barnet, die er es hoog.
worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. He has redeemed me by the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of glory and worthy of honor and worthy of praise is He. As far as only good and near, Celestials would them all. While the angels make me move to right now in a star, and nasty folk in dawn.
love you as a father. I love you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Akbar Furdi Anamne Maide Bandiyestu Yesayna Akbar Ina Bandiyesayna
kan vereer, hande op kan hê en lof vir U kan bring. Dankie vir die goeie tierenheid, die barmhartigheid. Dankie Here dat ons vanmôre weer wees met ons. Sien ons vanaf hierdie keer in Jesus naam. Amen. Ons is dit dan weer. Kan julle my hoor? Ja. Ek wil vanmôre met u praat oor die gedagte onregverdigheid en jy. Ek dink dis op die luidsprekers hierbo. Ek wil vir julle lees uit 1 Petrus 2 vanaf vers 21 tot 23. Wanneer 'n mens dink aan iets soos onregverdigheid, dan dink ons almal het sekerlik 'n verhaal om te vertel oor onregverdigheid. Ek lees vir 1 Petrus 2 vanaf vers 21 vanaf vers 20. Julle wat kom op maak van vers 18 af. As jy dienssterk te wees, julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Want dit is genade as iemand ter wille van die gewete voor God leer verdra deur onregverdig te ly. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Maar hy oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. In ons teksvers sien ons dat Jesus onregverdig behandel was.
Selfs hy was nie onregverdigheid in hierdie lewe gespaar nie. Selfs hy was onregverdig in hierdie wêreld deur mense, deur kerkleiers behandel. Hy het dit ook nie misgeloop nie. En onregverdigheid is seker deel van die wêreld waarin ons leef. Dis deel van, ek wil amper sê, ons dag tot dag bestaan. Mense word vals beskuldig. Mense word uitgeskuif, mense word verwerp, mense word veroordeel, mense word mishandel. En daar's niemand wat daarvan uitgesluit word nie. Baie keer is dit onregverdig dat mense agter jou rug byvoorbeeld van jou praat en jy's nie daar om jouself te verdedig nie. Jy's nie daar om vir mense te sê, hoor hier is 'n kwaadwillige storie. Die sosiale media is een van daardie onregverdige dinge wat ons as mense in hierdie lewe ervaar. Jy kan enigiets daar sê van enige iemand en hoe maak jy dit reg? Kyk ek na die Here Jesus se lewe, dan sien ek in Matteus 26, daar vanaf die 59ste die 60ste vers, hoe mense Jesus vals beskuldig het. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle wat van beter moes geweet het leuns oor hom versprei. Nou wil ek vandag vir julle sê, dis hartseer, maar as hulle die seun van God dit nie gespaar het nie, moenie dink daar's enige rede hoekom dit vir jou en vir my gespaar gaan bly nie. Dit gaan jou pad langs kom. Vir party mense nog meer as vir ander. Jy kan dit nie keer nie, maar wat jy wel kan doen is jy kan beheer oor hoe jy dit gaan reageer daarop. Hoeveel keer het ons leuns van ander of oor ander vertel of gehoor dat dit gebeur? Soms nie 'n doelbewuste leuen nie, maar 'n opinie uitgespreek oor iets of iemand sonder dat ons die ware feite geken het. Of so 'n persoon leer ken het en geweet het wat is waar en wat is nie waar. Ek het eendag vir iemand gesê, dis vir my verstommend hoe dikwels dit gebeur. Die Hiobs-syndroom het my gebeur nog voordat ek hier begin het, was daar al goed van my gesê gewees. Party goed en ander goed nie goed nie. In Matteus 26 vers 14 tot 16 lees ons dat hoe 'n persoon wat Jesus vertrou het hom verraai het. Jesus het hom gesê, vat jy die beurs, ek vertrou jy tot met die finansies. En wat maak hierdie man? Hy verraai hom vir 30 silwerstukke. Ons praat hier van Judas. Lukas 23, daar van die 13e tot die 24ste vers lees ons hoe die Here Jesus deur mense veroordeel was. Soveel so dat hulle hom na Pilatus toe gevat het. Hulle het hom vals beskuldig en mense het dit geglo. En hulle menigte het hulle dit geglo. En Pilatus kom en hy sê, ek vind geen skuld in hom nie. Maar dit het nie verander dat hulle Jesus veroordeel en beskuldig het nie. Totaal onregverdig. Pilatus luister vanuit 'n wettiese oogpunt. Hy sê hierdie bewyse wat julle na hom toe bring, dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Dit het daartoe gelei dat hulle Jesus bespot het, dat hulle hom geslaan het, dat hulle hom verneder het, dat hulle hom gekruisig het. Dit alles terwyl hy onskuldig is. Dis so onregverdig Jesus behandel was. Dis so onregverdig mense opgetree het. Die vraag is hoe het Jesus reageer? Hy het homself nie verdedig nie. Hy het homself nie probeer regverdig nie. Hy het nie teruggeveg nie. Ek het eendag gehoor hoe iemand 'n tannie 'n bietjie onregverdige uitspraak maak oor haar. En die tannie het die man wat hierdie uitspraak gemaak het so gekyk en sê vir hom, luister boetie, ek sal vir jou klap met jou harmonies soos 'n Hawaiian gitaar. Ek het dit nogals amusant gevind. In elk geval, vraag is hoe het Jesus reageer? Hy het hom nie self verdedig nie. Kon hy dit gedoen het? Ja, hy kon dit gedoen het. Dit nie hierdie ding nie.
Hy het homself nie verdedig nie. Hy het homself nie regverdig nie. Hy het nie teruggeveg nie. Lukas 23 leer vir ons dat Jesus het vergifnis uitgespreek. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Terwyl hy onregverdig behandel was, hy sleg behandel was, hulle hom opvat by die lydensweg, die Via Dolorosa, hom opvat daar na die kruis toe, na Golgotha se heuwel toe, die skedelplek te vat, om hom te gaan kruisig, om sy lewe van hom af te neem. Kom die Here Jesus en hy sê nie, maar hoor, luister eers na my nie. Hy kom nie daar met 'n betoog nie, hy kom nie met enigiets nie. Hy verdedig homself nie. Al wat hy doen is hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar's baie mense in jou lewe en in my lewe, my broer en suster, wat dink hulle weet en maak hulle uitsprake asof hulle weet. Ek wil vanmôre vir jou sê, die beste wat ons kan doen is te sê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het die reg gehad om terug te veg. Jesus het die reg gehad om homself te verdedig. Hy was onregverdig behandel. Hy het dit nie verdien nie. Hy het hom nie self verontskuldig nie, inteendeel hy vergewe die mense. Dan vra ek vanmôre die vraag, my broeder en my suster, hoeveel keer wil u en ek retaliate? Ek weet nie wat vinnig wat jy mooi Afrikaanse woord nie. Omdat mense van ons kwaad praat, omdat mense onreg pleeg teen ons, omdat mense hulle opinie wat verskil van joune uitspreek en dink hulle opinie is die enigste een wat reg is. Jy nou die dag is net hulle opinie. Jesus sê vir sy disippels, as hierdie wêreld julle haat. Hierdie wêreld julle haat. Hy kan net sowel gesê, as hierdie wêreld julle onregverdig behandel. Onthou hulle my eerste onregverdig behandel. Hulle het my eerste gehaat, sê die Here Jesus. Jesus kon bygevoeg het, ek het hulle vergewe. Ek het daardie mense wat my onregverdig behandel het, daardie mense wat my sleg behandel het, daardie mense wat van my leuns verkondig het, ek het hulle vergewe. My broer en my suster, ek begin 'n gemeente. En nou sê die kerk se konstitusie en die wette en die goeders, ons moet soveel mense op 'n kerkraad hê. En ek kyk na die mense wat ek daar bymekaar gemaak het en ek sê vir myself, Here, met wie moet ek 'n pad stap? En die einde van die dag het ek toe 5 mense bymekaar. Nou redelike kerkraadsvergadering en die een nou sê vir my, ek sal nie saam met daai broer op 'n raad sit nie, jy moet hom ontslaan raak. En die ander broer sê vir my presies dieselfde. Ek sê, waaroor beklei julle? Die een sê, man, hierdie ou het nou my kar verkoop met 'n krokus. Niks met my of die kerk te doen nie. Niks met my of die kerk te doen nie. Maar hulle kan nie die Bybelse beginsel van vergifnis toepas nie. Hulle kan nie die Bybelse beginsel van lankmoedigheid toepas nie. Hulle kan nie die Bybelse beginsel van verdraagsaamheid toepas nie. Hulle kan nie die Bybelse beginsel wat sê wees vriendelik met mekaar toepas nie. Hulle kan nie daai dinge wat die Bybel vir ons leer wat so belangrik is vir elkeen van ons in ons lewe kan hulle nie toepas nie. Nou wil hulle hê die kerk moet swaar kry, want hulle wil nie saam op 'n raad sit en sê hoe gaan ons die werk van die Here uitbou nie. Dis onregverdig teenoor my en dis onregverdig teenoor die res van die gemeente dat hierdie ouens nou twis. Gebeur dit vandag nog? Ja, nie net 30 jaar terug gebeur dit, gebeur vandag nog. Ek gaan dit môre en oormôre gebeur, ongelukkig ja. Petrus en Johannes, as ons kyk na die disippels en die apostels, volgens Handelinge 4 was onregverdig gearresteer en geslaan en al wat hierdie mense gedoen het was hulle het getuig van Jesus. Hulle het vertel van Jesus, hulle 3 jaar saam met hom gestap en hulle vertel van hierdie wonderlike tyd wat hulle saam met Jesus gehad het, die wonderwerke wat hulle gesien het, dit wat hulle by Jesus geleer het. Hulle praat daarvan. En nou word hulle geslaan en hulle word gearresteer daarvan. Hoe onregverdig. Stefanus was vals beskuldig en die mense se reaksie op daardie vals beskuldigings was om 'n klip op te tel en om met klippe dood te gooi. Hulle vermoor hom met klippe, deur hom met klippe dood te gooi. En terwyl hulle hom vermoor deur vir hom daai klippe te gooi, toe bid hy en hy sê, Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie. Hoe sou ek gereageer het? Hoe sou u gereageer het?
dalk gesmeek het vir my lewe, dalk geswat het, dalk iets anders gedoen het. Maar hy bid vir hulle. Hy bid vir hulle. Nou sê die woord van die Here, en ek sê dit soms in die verbygaan ook, as jou broer 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, bid vir hom en jy sal hom lewe gee. Hy sê nie gaan praat van hom nie. Hy sê nie gaan veroordeel hom. Hy sê nie gaan vertel vir die wêreld van hom nie. Hy sê nie gaan kritiseer hom nie. Hy sê bid vir hom. Ek staan verstom oor hoe maklik dit vir mense is om valshede ten opsigte van ander te verkondig. Ek staan verstom hoe maklik mense valshede en halwe waarhede glo en pleinweg gestel wanneer hulle kwaad praat en skinder en daardie dinge doen en dan glo hulle dit. Ek het al in 'n koerantartikel verskyn, daai Sondagkoerant kry hulle nie meer op papier nie. Dit is ongelukkig aan baie ouens wat daai papier gebruik om hulle glase in toe te draai as hulle trek. Maar nou kry jy dit nie meer nie, maar wat het daai mense gemaak? Hulle skryf 'n artikel vir my, oor my, nie oor my nie, maar hulle haal my of vermeld my in daardie artikel. Gegaan oor 'n jong boer wat daar in die Noordweste iemand op sy plaas doodgeskiet het. En die familie het gevra, asseblief, wil jy hom nie gaan geestelik ondersteun nie. En ek het gegaan en ek het vir hom gebid en met hom gepraat en toe ek daar uitkom, toe staan die verslaggewers, die mense daar buite, die een sê, is jy sy prokureur? Ek sê nee, ek verkondig waarheid. Met respek gesê. Ander sê, jy's advokaat, ek sê nee, ek is nie sy advokaat nie. Wil jy met ons praat? Ek sê nee, ek wil nie met julle praat nie, en dan gaan skryf daar in die Koran, dat hierdie man se regsgeleerde het ontken, hy's 'n regsgeleerde. En ek kan nie onthou wat nog nie. Ek is nie 'n regsgeleerde nie. Ek was net iemand wat gevra was, nie eers sy pastoor of sy predikant nie. Maar die Koran gaan skryf van my. En op ETV se nuus was daar 'n foto van my. En dan sê my, kyk hier, hierdie TV gehaal, en nie met waarheid nie. Ek staan verstom oor hoe maklik mense valshede kan kwytraak en dit kan glo. Hulle glo baie makliker 'n leuenstorie as 'n waarheid. Is dit nie waar nie? Ek staan verstom oor hoe mense reageer op valse dinge wat aan hulle vertel word. Stefanus was met klippe doodgegooi. Jesus was gekruisig. Paulus en Silas was geslaan. Hulle was in die tronk gegooi. Hulle reaksie, hulle kies om tot die Here te bid en hulle kies om te midde van onregverdigheid God te loof. Ek weet nie van julle nie, maar ek is al in my lewe baie onregverdig behandel en ek het baie keer in die nag in my bed gelê en gedink, Here, hoe kan ek daai mense terugkry? Hoe kan ek kwaad met kwaad vergeld? Here, wat hulle my gedoen het, is nie lekker nie. Ek ervaar dit nie maklik nie. Dit affekteer my vrou, dit affekteer my kinders, dit affekteer my finansies. Here, hoe kan ek teen hulle optree? En dan kom ek en ek lees die woord van die Here en hy sê, hierdie was 'n reaksie. Hulle bly getuig van Jesus. Hulle gaan voort met dit wat hulle doen vir die Here. Hulle fokus is op die werk van die Here en nie op dit wat mense langs die kant kom om vir hulle te sê nie. My broer en my suster, wie wat ek môre hier instap, toe gebeur daar 3 of 4 goedjies en ek dink, Here, vanmôre wil jy nie hê ek moet hierdie waarheid aan die kinders vertel nie. As jy sien, onregverdigheid het 'n deel geraak van my lewe en van jou lewe. Soms is ons die ene wat onregverdig optree, maar soms is ons diegene wat dit ontvang. Maar dit bly onregverdig. En hierdie gedeelte sit ek nou vir aangehaal het van Paulus en Silas en van Jesus, wys vir ons wat die Here se woord vir ons sê, hoe moet ons met onregverdigheid deel. Ek het by 'n broer en 'n suster gekom wat argumenteer het oor 'n moeder wat gesterf het se klere. Daai man was so groot, nooit so sy ma se rokke vir hom gepas het nie, maar hy beklei oor haar klere. Nou roep hulle my, ek moet soontoe kom, ek moet hom vrede maak, en toe ek daar instap, het daar 'n toren van my besit geneem, en ek vra vir hulle, van wanneer af het iemand my aangestel as 'n regter oor julle? Want God het my nie aangestel as regter oor julle nie. Hier lê julle ma, sy is dood, sy moet begrawe word, en julle beklei oor rokke. Kan nie eens kar was daarmee nie. Maar julle beklei daaroor.
Sê die woord van die Here dan nie vir julle 'n paar dinge nie, en ek wil dit vir julle aanhaal vanmôre. Hierdie ouens wat in die tronk was, en hierdie ouens wat onregverdig behandel was, het bly hoop en het selfs gejubel ten spyte en ongeag hulle onregverdige behandeling. Dit is moeilik wanneer jy onregverdig behandel word om te jubel en bly te wees en jou blydskap en jou vrede te behou. Want ander mense se onregverdige behandeling teenoor jou wil jou vrede van jou afsteel. Dit wil jou verhouding met die Here in besit neem. Want wanneer jy gaan bid, waaroor bid jy? Jy bid oor hierdie onregverdigheid wat plaasgevind het. Jy bid nie oor dit waarvoor jy moet bid nie. Jy bid nie dat die Here jou siek broer moet aanraak nie. Jy bid nie dat die Here die gemeente moet seën nie. En dat sy werk moet vooruit gaan nie. Jy bid net oor hierdie ou wat jou onregverdig behandel het. Dit vat die grootste gedeelte van jou dag en jou denke en jou gebede. En hier kom die disippels, hier kom Jesus en hulle gee vergifnis. En hulle praat met die Vader. Hulle soek nie wraak en vergelding nie. Glo elkeen van ons kan vertel uit ons eie lewens uit van onregverdigheid wat ons te beurt geval het. Wat kan ons leer by Jesus en die disippels? Wat kan ons leer uit die woord van die Here? Romeine 12 vers 17 sê, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie as ou jy op die regterwang om terugklap nie. Draai die ander wang, sê die Bybel. Laat ons mense wat ons behandel asof ons vyande is lief hê. Laat ons vir hulle bid. Dit sê Matteus 5 vers 44 vir ons. Laat ons nie kwaad met kwaad vergeld nie. Maar laat ons vir hulle bid. Wie wanneer jy bid, dan gee jy hierdie saak en hierdie mense vir die Here. Jy moet nou hoor wat ek gaan nou vir jou sê, wat sê die woord van die Here oor dit. Hy sê gee dit aan die Here oor. Jesus het gebid en dit vir die Vader gegee. Paulus en Silas aan die tronk en hulle bid. Nou sê Romeine 12 vers 9 vir ons, moenie self wraak neem nie. Geliefdes, moenie self wraak neem nie, maar laat dit aan die Here oor. En dan gaan hy verder, hy sê dit so, hy sê laat dit oor aan die toorn van God. My broer en my suster, weet jy wat, ek het al in my lewe gebid en gesê, Here, ek weet nie om hierdie onregverdigheid wat teenoor my gepleeg word te hanteer nie, maar ek gee dit vir U, ek het hierdie skrif toegepas, hanteer U hierdie mense wat teenoor my onregverdig optree, of hierdie mense wat teenoor iemand anders onregverdig optree. My broer en my suster, jy kan in my hande val, ek kan net soveel doen, maar wil jy in die hande van 'n lewende God val, dan wil ek vir jou sê, dis gevaarlik. Gee dit vir die Here. Ek het baie mense al verklaar by die Here, gesê, Here, dis nie my mense nie, dis U mense, en Here, dis wat hulle doen, wat gaan U daaromtrent doen, Here? Ek vra nie, en ek skryf nie voor nie, maar U woord sê so. Laat dit aan die Here oor, en laat dit oor aan die toorn van God. Die derde punt wat ek vir jou hieroor wil sê is, laat jou lewe, laat jou reaksie op onregverdigheid 'n getuienis vir die Here wees. Jesus het van die kruis afgebid en vergifnis gevra. Paulus en Silas het gebid en toe sing hulle en toe jubel hulle. Hulle het hulle self versterk met gebed en met lofsange. Want wanneer jy bid en wanneer jy met God praat, dan versterk jy jouself in jou omstandighede, ongeag hoe onregverdig die situasie is waarin jy beland het. Ek weet en ek besef dat met elke onregverdige behandeling, elke kwaadwillige uitspraak of optrede teen ons, ervaar ons teleurstelling, ons ervaar hartseer. Ons vra hoekom, ons vra waarom, en dit is normaal om so te voel. Dit is normaal om kwaad te word. Jesus het ook ontsteld geword, maar hy het ook geween. Daar was 'n tyd in sy lewe wat hy geween het. Maar ons moenie toelaat dat emosies ons besluite beïnvloed en ons optrede bepaal nie. Ons moenie toelaat dat ons eie opinie en ons eie denke ons besluite beïnvloed en bepaal nie. Dis 'n gebed, 'n kragtige instrument wat die Here vir ons gegee het. Elkeen van ons kan bid en elkeen van ons het hierdie instrument van gebed. En wanneer ons begin bid oor die onregverdigheid, dan plaas ons dit as te ware in die Here se hande. Dis wat hy doen. Ons kom sê, Here, hier is hierdie situasie. Ek gaan dit nie hanteer nie, Here, ek gaan terugstaan, ek gaan vra, Here, vergewe hulle. Here, as dit dan moet, wat die toorn oor hulle heers en dat U met hulle deel op welke wyse ook al. Here, nie dat ek vra om dat hulle gestraf moet word nie, want ek vra ten eerste vergifnis. Maar Here, as daar 'n hardheid van hart is, dan deel U maar met hulle.
2 Korintiërs 10 vers 5 sê, ons neem elke gedagte gevangene, om dat aan Christus gehoorsaam te maak. Daai gedagte wat jy het, hier wat ek wil hierdie ou se voete onder hom uitskop, en as hy val, dan wil ek hom teen die kop skop. Daai ding vat jy en jy sê, Here, hierdie gedagte is nie tot eer van U nie, ek vat hierdie gedagte gevangene. En Here, ek wil dit wat lieflik is, dit wat loflik is, dit wil ek bedink. Ek wil bedink, Here, hoe kan ons siele vir U wen? Here, hoe kan ons 'n kerk volmaak? Hoe kan ons die mense wat arm is en behoeftiges help? Here, hoe kan ons hulle wat verlore gaan? Hoe kan ons hulle help? Stap gister in die hospitaal daar in Groenkloof. En ek kyk hoeveel motors staan daar geparkeer en ek besef dis maar een hospitaal. Hoeveel mense lê siek in ons hospitale. En ek stap deur die ICU en ek kyk links en ek kyk regs en ek sien al die mense wat daar lê. Oud en jong. En ek dink aan mense wat ek ken wat siek is. Dogtertjie van 4 en ander. Nou sê ek, Here, ek sien nie die regverdigheid ook in siekte nie. Want jong mense, goeie mense, mooi mense, almal van hulle ly onder dit. Ja, ek kan nie dink dat hulle dit verdien nie. Weet nie wat sy doel daarmee nie. Maar ek besef net een ding, ek het nie nodig om die doel te soek daarin nie. Ek moet net God soek in die situasie. Jesaja sê vir ons in die 30ste hoofstuk vers 18, die Here is vir my 'n regter en die Here sal vir my veg. My broer en my suster, wanneer daar onregverdigheid teenoor jou gepleeg word, dan moet jy een ding onthou, die Here is jou regter en die Here sal vir jou veg. Die Here sal jou stryd vir jou stryd. Die Here sal die onregverdige, hulle wat optree teenoor jou, die Here sal hulle hanteer en die Here sal met hulle deel. Dis nie my verantwoordelikheid nie, dis God in sy wysheid en in sy genade se deel daar. Maar ons wil regter wees. Die Here sê, hy sal vir ons veg. En dan moet ons ook maak soos wat Paulus sê, ons moet hand aan eie boesem slaan en ons moet ook sê, Here, help my dat ek nie onregverdig sal wees nie. Fokus op wat jy kan beheer en laat die res aan die Here oor en plaas die res in die hande van die Here. En laat God jou stryd vir jou stryd. Dan los die Here dat hy jou paaie vir jou gelyk maak. Ek dink vanmôre aan 'n gemeente waar ek was. Ek het daar gekom en daar was groot skuld gewees. Die bank wou nie nog 'n cheque wissel nie. Die streek het gedreig, hulle wil die kerkgebou verkoop om hulle geld te kry wat geskuld was. En daar was vreeslike dramas en moeilikheid gewees. En ek kom daar, nie eers seker of ek 'n salarisie gaan kry of nie. Nie seker hoe gaan ons geldjie bymekaar kry en ons die skuld wat daar is kan begin afbetaal. Die Here praat met my deur hierdie teks, deur hierdie gedagte. Fokus op wat jy kan beheer en laat die res aan die Here oor. En daarvandaan af het dit 'n filosofie by my geword, wanneer ek langs 'n siekbed staan en sê ek, Here, ek kan net doen wat ek kan doen. Ek kan nie hierdie persoon oprig nie. Ek is nie 'n Paulus en 'n Johannes wat sê staan op nie. Ek is maar net ek en ek is beperk en ek staan met hartseer baie keer en sê, Here, ek voel so onbekwaam, ek voel so onbevoeg. Ek kan nie vir hierdie mense help soos wat ek wil help nie. Maar Here, daar is een ding wat ek kan doen. Ek kan hulle situasie in U hande plaas. Ek kan vir hulle bid en by U smeek en by U pleit. Here, raak hulle aan en dan los ek dit in die hande van die Here en ek fokus op dit wat ek kan beheer. Wat kan ek beheer? Ek kan daar uitkom. Ek kan vir hulle bid en ek kan daai tipe van dinge kan ek doen. Dis onder my beheer en my vermoë. Maar die ander dinge wat buite my vermoë is. Here, hanteer dit. Toe Elna in die hospitaal gelê het en nie meer weet wat aangaan, die dokter vir my sê, luister, ons begrawe hierdie vrou oor 3 weke vandag as ons nie vandag begin om haar te behandel nie. Toe begin ons bid en sê, Here, gee die dokters wysheid. Want U gebruik hulle ook. Hy dokter kom en hy sê, ons vee al hierdie toetse, duisende rande se toetse vir ons van die tafel af, ons begin terug by die heel eerste toets. En toe hulle daai heel eerste toets weer doen, toe sien hulle daar is die bakterie wat in die hart is.
Die Here het wysheid gegee. En daarvan nog kon kulture kweek en nog gesond maak. Ons kan onregverdige dinge nie keer nie, maar ons kan beheer hoe ons daarop reageer. Moenie jou gedagte vul met onregverdigheid nie. Vul dit met positiewe, opbouende dinge. Bely, fokus op dit wat goed en reg is. Wat die Here van jou verwag en van my verwag. Is dit maklik? Nee, dis nie maklik nie, dis moeilike dinge. Want baie keer voel ek, maar ek wil ou se nek omdraai. Dit is maar net hoe dit is. Iemand het vir my gesê, ek wil eendag gesê, ek het gevoel ek wil die 5voudige bediening op hierdie ou toepas. Hoe sê hulle een teen die oor en die volgende een is teen die teer? Jy voel partymal so. Ek voel baie keer so, as ek kyk hoe maak jy die taksies, daar's een reël vir hulle en 'n ander reël vir ons almal. Dis onregverdig dat hulle wegkom met al daardie ongeregtighede en wetteloosheid. Dis onregverdig dat baie dinge in hierdie lewe gebeur. En ek verstaan nie hoekom hierdie onregverdige dinge daar gebeur nie. Maar ek weet net een ding, meneer, uit die onregverdigheid wat in my lewe met my gebeur, moet ek 'n paar dinge leer. Die eerste is ek moet God in my situasie plaas. Ek moet hierdie sake vir die Here gee. Ek moet bid en sê, Here, hanteer U dit. Here, sien nie daai ou, Here, sien nie daai ou. Dis wat hulle aan my doen. Weet die Here dit, ja, hy weet dit, maar ek vat dit nog steeds na hom. Want die woord van die Here sê, hy is my regter. Hy sal vir my veg. En dan, Here, gee my kalmte. Dan, Here, gee my sterkte. Dan, Here, gee my wysheid om dit te kan hanteer. Onregverdigheid is deel van die lewe. En ek moet leer om dit op 'n Bybelse wyse te hanteer. Mag die Here vir u wysheid gee, krag gee, sterkte gee, om te bly by sy woord wanneer daar onreg teenoor jou gepleeg word. Bid dit ook, die Here, vir my sal gee. Vir elkeen van ons sal gee. Die Here so wil ek volgende week met u praat oor bekommernis en jy. Wat maak ons met ons bekommernis, hoe hanteer ons dit? Want baie onregverdige dinge wat met ons gebeur, bring bekommernis in ons lewe. En die week daarna, as die Here so lei, wil ek met u praat oor woede en jy. Hoe hanteer jy daai kwaad? Want onregverdigheid bring dikwels dat ons kwaad is. Kom ons bid so. Vader, dankie vir u liefde en die genade. Dankie Here dat ons vanmôre onregverdigheid na u toe kan bring en sê, Here, deel u dit daarmee. Terselfdertyd kan ons bid en sê, Here, gee ons krag en sterkte in oomblikke van onregverdige behandeling teenoor ons. Waar valshede van ons verkondig word. Negatiewe uitsprake gemaak word. Here, wanneer ons ingedoen word in besigheidstransaksies. Here, dis alles onregverdig. Maar ons gee vanmôre elke onregverdige handeling, uitspraak teenoor u kinders, Here, elkeen van hulle wat vanmôre hier sit en luister. Gee ons vanmôre daardie dinge in u hand. Sê, Here, u wat regter is en vir hulle veg, dat u vir hulle sal veg en hulle stryd vir hulle sal stryd. Dat u sal sien dat regverdigheid seëvier in hulle lewens. Vader, maar dat ons ook sal leer om op u te vertrou, te midde van onregverdigheid gepleeg teenoor ons. Vra dit vanmôre vir een en vir elkeen, in Jesus naam. Vra ook, Here, laat die Gees met ons sal spreek, dat wanneer ons besig is om onregverdig op te tree, dat u met ons sal deel, sodat ons ook daardie onregverdigheid nie sal toelaat in ons optrede en ons woorde. Vra vergifnis, Here, vir my en vir elkeen wat vanmôre saam met my stem in hierdie gebed, vir die kere wat ons onregverdig opgetree het. Vra, Here, dat u ons sal lei deur die Gees om dit nie te doen. En ek dank u daarvoor. Amen. Kom ons staan en ons sing saam.